Donald Trump het sopas 'n inligtingstuk vrygestel getiteleerd Fact Sheet President Donald J. Trump addresses the human rights violations in South Africa, waarin hy verduidelik waarom hy die uitvoerende bevel geteken het wat alle hulp na Suid-Afrika stop en blanke Afrikaners vlugtelingstatus in Amerika gegee het. Die bewoording wat spesifiek vir my uitgestaan het in die dokument is die volgende: While championing terrorism and autocratic regimes abroad, South Africa has committed similar human rights violations at home. The recent Expropriation Act enables the government of South Africa to seize ethnic minority descendants of settler groups' agricultural property without compensation. The Expropriation Act follows countless government policies designed to dismantle equal opportunity in employment, education, and business, and hateful rhetoric and government actions fueling disproportionate violence against racially disfavored landowners. Years ago, the South African government disbanded volunteer forces defending rural farmers, turning a blind eye to the ensuing farm attacks. Die Willem Petse groep het kontak gemaak met ons bronne binne Washington en bring vir u verslag van wat alles reeds onder Washington se aandag is in hierdie volle YouTube video. Dit is aansienlik beter as wat ons gedink het en die Trump-administrasie gaan nie geswaai word deur enige iets wat die hoofstroom media of die ANC nou kwytraak nie. Hulle weet die volle waarheid. Goeiemôre liewe vriende, dis Willem Petse wat met u praat en dit is nou die 11de Februarie 2025. Volg en subscribe op ons kanaal vir meer video's wat u ingelig hou oor sake wat in ons eie belang is en sluit aan op ons WhatsApp groep om deurlopend ingelig te bly van die werk wat die Willem Petse groep doen deur slegs die naam en van te boodskap na die nommer wat verskyn op die skerm. Soos ek reeds in 'n video op my Engelse kanaal verduidelik het, is die uitvoerende bevel wat Trump tot dusver geteken het nog net die begin van die beplande aksies wat die VSA teen die ANC-regering beplan. Volgens ons bronne is daar reeds breedvoerige navorsing gedoen waarin die Amerikaanse regering bo enige twyfel kan bewys dat die ANC-regering menseregte vergrype teenoor blankes in Suid-Afrika pleeg. Washington is ook besig om te besin oor verdere stappe wat geneem kan word teen die ANC-regime om seker te maak dat daar van rassewette in Suid-Afrika ontslae geraak kan word en nog baie beter en baie belangriker, die ANC kan dwing om die kommandostelsel terug te bring om ons boere te beskerm. Dit sal die absolute eerste prys wees. Daarom is dit van kardinale belang dat soveel as moontlik van ons opdaag by die VSA ambassade op die hoek van Orient en Pretoria straat in Pretoria op Saterdag die 15de Februarie om 7:00 die oggend. Dis nou eerskomende Saterdag. Om vir die wêreld te wys ons ondersteun Trump se aksies hier in Suid-Afrika. Oortuig asseblief al die vriende om daar te wees. Dit is nou minder as 'n week weg. Die Volunteer Forces Defending Rural Farmers wat Trump in hierdie uitspraak van praat wat die ANC tot niet gemaak het, verwys na die kommandostelsel, 'n vrywillige vleuel van die weermag wat met staatsondersteuning en finansiering 'n instrumentele rol gespeel het in die beskerming van boere tot en met 2003. Toe dit tot niet gemaak is. Die komitee wat die tot nietmaking van die kommandos gelei het, was die sogenaamde National Land Committee, onder leiding van Andile Mzitama, ja, daardie Mzitama, MK parlementslid, die een wat onlangs nog vir moord op blankes geroep het en net gister op sy Twitterblad aangedui het dat Suid-Afrika deur middel van plaasmoorde van sogenaamde blanke kolonialiste ontslae moet raak. White people, 51 black person, you 5 white people, you one of us, will 5 of you, will children, will the women, will anything that we find on our way. Op daardie stadium was hy nog 'n lid van die ANC gewees. Die Willem Petse groep het bevestig dat al hierdie dinge onder Washington se aandag is en dat Trump later verdere maatreëls gaan aankondig om die regering te dwing om die kommandostelsel terug te bring. Die kommandostelsel is al tydens die vorming van die ou Suid-Afrikaanse Republiek onder president Paul Kruger op die been gebring. Dit was ten doel om 'n blitsige reaksiemag tussen plaasboere te hê in afgesonderde gebiede wat vinnig op enige bedreiging kan reageer. Met die stigting van die Unie van Suid-Afrika in 1910 en die oprigting van die Unie Verdedigingsmag in 1912, is die kommandostelsel in 'n meer formele weermagstruktuur geïntegreer.
Dit het egter steeds 'n reservemag van boere en plattelandse inwoners gebly wat opgelei was om in gevalle van nood vinnig gemobiliseer te kon word. Gedurende die 1960s en 1970s met die toename in grensoorloë en die interne opstande tydens die apartheidsera, is die kommandostelsel gebruik as deel van Suid-Afrika se weermag en vir interne veiligheid. Kommandos is dikwels aangewend om plaasaanvalle en guerrilla-aanvalle van bevrydingsbewegings, sogenaamde bevrydingsbewegings soos die African National Congress se gewapende vleuel Umkhonto we Sizwe af te weer. Die kommandostelsel was baie suksesvol hierin. Hierdie rol het dit 'n hoë mate van politieke sensitiwiteit gegee na 94 aangesien kommandos dikwels as verlengstukke van die apartheidsregime deur die ANC beskryf is. In landelike gebiede, veral Afrikaanssprekende gemeenskappe, is kommandos beskou as 'n noodsaaklike beskerming teen geweld, terwyl hulle deur ander groepe gesien is as instrumente van onderdrukking, alhoewel daar inderwaarheid slegs 'n reaksiemag teen plaasaanvalle was. Die ANC-regering het die kommandostelsel beskou as 'n oorblyfsel van die apartheidsbestel. Hulle het aangevoer dat kommandos steeds 'n instrument van wit bevoorregting en autonome sekuriteit in landelike gebiede was, eerder as 'n inklusiewe verdedigingsmag. Die kommandostelsel het grootliks op vrywillige deelname gesteun en was in sommige gevalle swak geïntegreer met die res van die nasionale weermag. Daar was sonder enige bewyse aangevoer dat kommandos onafhanklike en potensieel onwettige militêre magte kon word, veral gegee die bestaan van sogenaamde regse groepe wat nie noodwendig die demokratiese regering wou ondersteun nie. Thabo Mbeki het in 2003 aangekondig dat die kommandostelsel stelselmatig ontbind sou word en vervang sou word met 'n gemeenskapsgebaseerde polisie-eenheid. Hierdie besluit is uitgevoer en teen 2005 was meeste kommandos ontbind. Dit het plaaslike boere en plattelandse gemeenskappe geweldig bekommerd gelaat oor hul sekuriteit, aangesien plaasaanvalle steeds tot vandag toe nog 'n groot uitdaging gebly het. Die afskaffing van die kommandos het saamgeval met 'n reuse toename in plaasaanvalle, wat gelei het tot verdere spanning tussen sekere gemeenskappe en die regering. Boere is kwesbaar gelaat sonder georganiseerde verdedigingsmagte en terselfdertyd is die kommandostelsel vervang deur 'n gemeenskapspolisie model, maar die doeltreffendheid van hierdie model kom tot vandag toe nog nie eers naby aan die ou kommandostelsel nie. Na afloop van Trump se verklaring is die Trump-administrasie volgens die Willem Petse groep se bronne deeglik bewus van verskeie menseregte vergrypinge wat die Suid-Afrikaanse wetgewing in saamgevat is. Wette wat ek spesifiek onder bespreking gebring het, sluit in die Wet op Gelyke Indiensneming, Wet 55 van 1998. Hierdie wet is baie ironies genoem omdat dit, soos die Trump-administrasie ook van mening is, die teenoorgestelde bewerkstellig as wat die wet se naam aandui. Dit dwing werkgewers om sogenaamde regstellende aksie toe te pas en blankes uit die werkplek te dwing om plek te maak vir swart mense. As u die kanaal volg, sal u bewus wees dat Trump ook alle vorme van regstellende aksie onwettig verklaar het in sy eerste uitvoerende bevel. Die wet op breë basis swart ekonomiese bemagtiging, die wet 53 van 2003, hierdie wet is ook onder oë van die Trump-administrasie. Dit word in 'n aansienlik erger lig gesien as die ander wette, omdat dit besighede in blanke besit dwing om eienaarskap weg te gee aan swart mense. As hulle dit nie doen nie, word hulle gestraf met ernstige boetes wat tot die besighede se ondergang kan lei. Hierdie wet word gesien as op dieselfde vlak van onteiening sonder vergoeding, omdat dit in feite ook 'n vorm van onteiening sonder vergoeding is. Die wet op die bevordering van gelykheid en voorkoming van onbillike diskriminasie, wet 4 van 2000. Hierdie wet het ten doel om alle vorme van onbillike diskriminasie, insluitend die op grond van ras, te voorkom en gelykheid te bevorder. Dit stel meganismes in plek vir individue om klagtes van diskriminasie aanhangig te maak en vir die howe om regstellende maatreëls op te lê. Hierdie wet is volgens die Trump-administrasie 'n slaanstok wat gebruik kan word om blankes te benadeel sonder enige werklike skuldbevinding aan enige misdaad. Dan laastens die wysigingswet op basiese onderwyswette, oftewel BELA, soos ons almal ken, van 2025.
Op hierdie wet hoef ons nie veel te sê nie, omdat dit reeds so breedvoerig op hierdie kanaal beskryf en bespreek is. Maar ons het bevestig dat die Trump-administrasie bewus is daarvan en van die ernstige menseregte vergrypinge wat dit spesifiek teenoor Afrikaanse kinders se reg tot onderwys het. Ons kan nie hierdie momentum van die Trump-administrasie se kant af laat stop nie, en daarom is dit vir ons so belangrik dat almal van ons eerskomende Saterdag die 15de om 7:00 die oggend voor die Amerikaanse ambassade in Pretoria bymekaar kom. Hoop om u elkeen daar te sien en ek hoop u kan daarom 'n paar vriende oortuig om saam te kom. Onthou om ons te volg op hierdie platform en onthou ook om op ons WhatsApp groepe te klim, die nommer is in die kommentare en tans op die skerm. Totsiens en God seën u elkeen.